Goeiemôre aan elkeen en my lekker voorreg om vanmôre ook weer hierso te kan wees en ook die woord vir u te kan bring. Nooi u vanoggend om ook saam vir die wat wil ook te maak by Matteus 22 waar ons die samevatting van die wet vind. Matteus 22 vanaf vers 34 tot 40. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie van die hele wet en die profete." Mooi om ook nou staande die geloofsbelijdenis te doen, soos saamgevat in die 12 artikels van die algemene grondwet op die Christelike geloof. Ek glo voor die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Dankie van die sekondeer te neem. Nooi u elkeen om vanmôre die kosbare woord van die Here op te maak by Lukas 24. Lukas 24, ons gaan daar saam lees vers 1 tot en met vers 12. Hulle is op die bladsy stil geword het. Ons lees ons vanaf vers 1 in Lukas 24. En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blink klere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie meer hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan." En hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die 11 en aan al die ander. En dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vroue saam met hulle, wat dit aan die apostels vertel het. En dan woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelei, en hulle het hulle nie geglo nie. Maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop, en toe hy neerbuig, sien hy die doeke alleen lê, en hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Nooi al die mans vir wie dit moontlik is om te staan, terwyl ons ook nou gebed
sal beginne. Dankie Heer vir hierdie geleentheid wat ons het om hier by mekaar te kan kom, waar ons ook na u woord kan kom luister, waar u ook vir ons elkeen iets wil kom sê vanmôre. Here, wil ek vanmôre vir u kom vra, dat u asseblief met ons elkeen sal wees, dat ons ore en ons harte sal oop wees, om te ontvang dit wat u vir ons wil kom gee. Here, dat ons ontvanklik sal wees vir u woord, en dat ons dit ook in ons harte sal bære. Maar Here, dat ons dit ook aan die mense daar buite sal kan oorvertel. Dat ons sal getuig van dit wat u vir ons kom sê vanmôre. Here, wil ook vanmôre kom bid vir die gemeente. Here, dankie vir elkeen wat vanmôre hier is. Here, u weet van elke uitdaging wat die gemeente ook het. En Here, wil ek kom vra dat u asseblief sal kom voorsien daarin. Here, kom bid ook vir elke sieke op die lysie. Here, u ken die toestand waarin hulle is, die gesondheidsprobleem. Here, wil ek ook môre vir elkeen van hulle kom bid. Asseblief, Heer, vra dit in u wonderlike naam. Amen. Ons teks van oordenking van môre vind ons in Lukas 24 vers 3 en die eerste gedeelte van vers 4. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie, en terwyl hulle hieroor in verleentheid was. En ons tema van môre is die harte geopenbaar by die oop graf. Daarso waar die vroue gegaan het na Jesus se graf toe, het hulle gegaan volgens Joodse tradisie om die liggaam van die Here Jesus te gaan balsem. Maar toe hulle by die graf ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gevind nie. En soos ons gelees het, was hulle in verleentheid daaroor. 'n gedeelte van hulle hart was openbaar. Daai verleentheid was Jesus se liggaam moes hier gewees het, maar sy liggaam is nie meer daar nie. En so, as ons by een van ons geliefdes se graf te moet kom, en ons moet die graf oop vind en die liggaam weg, gaan ons sekerlik ook in 'n verleentheid wees. Ons gaan dalk paniekerig wees, en ons harte gaan ook daar openbaar word. Dit wat in ons harte gaan wees op daai stadium, sal geopenbaar word. En in hierdie gedeelte vind ons ook verskillende hartsgesindhede onder die vroue, maar ook onder die disippels wat geopenbaar was. En vanmôre wil ek ook kom en daai hartsgesindhede kom behandel. En die eerste hartsgesindheid was daar waar die vroue vir die disippels van sê, dan sien ons ongelowige harte by die disippels. Lukas 24 vers 11 sê, en al woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk, en hulle het hulle nie geglo nie. Om 'n ongelowige hart te hê, is om 'n hart te hê wat, al word daar iets vir jou gesê, dan glo 'n mens dit nie. Dit is om eers iets dalk moet, dat persoon iets moet sien, voordat hy sal glo. In Matteus 28 vers 10 lees ons, dat Jesus aan die vroue, wat in die graf toe, wat na die graf toe gegaan het, 'n opdrag gegee het, om aan die disippels te gaan sê, wat hulle gesien het. Die vroue het sekerlik die gebeurtenis aan die disippels gaan sê, maar die disippels het hulle nie geglo nie.
Die disippels het gesê dat dit onsinnige praatjies was wat die vroue aan hulle vertel het. En so vind ons ook hoeveel mense daar buite, wat wanneer 'n mens die evangelie aan hulle verkondig, wanneer mense aan hulle vertel van Jesus wat uit die graf uit opgestaan het, dan sien hulle dit as 'n feesverhaal. Wanneer 'n mens die woord van die Here aan hulle bring, dan sien hulle dit as feesverhale en neem hulle dit nie ernstig op nie. In Markus 16 lees 'n mens dat Jesus aan meer as een persoon verskyn het. En al daai persone het dit tog aan die disippels gaan vertel. Maar selfs dan het die disippels hulle nie heeltemal geglo nie. Daar was getuienisse, soos wat elkeen van ons vanmôre 'n getuienis daar buite kan wees, maar dan glo die mense nie daai getuienisse nie. Met een verskyn, daar waar die Here Jesus aan al die disippels tot verskyn het, was Thomas nie daar gewees nie. En toe al die disippels aan hom vertel het wat gebeur het, het hy tog nog steeds gesê dat hy nie glo nie. Hy moet eers sy vinger in die Here se wonde kom druk het, voordat hy sou geglo het. En wil ek vanmôre ook vra, wat kos dit 'n mens om te begin glo? Ons is soos die apostels wat die heeltyd dalk vertel word van die Here wat uit die graf uit opgestaan het. Ons word hoeveel keer vertel van verskillende gebeurtenisse van die Bybel, maar soms wil ons dit nie glo nie. Soms sien ons dit ook net as feesverhale. En so, net soos die mense daar buite, wat as hulle vertel word van die evangelie, dan sê baie van hulle, dis 'n feesverhaal. En mense wat nie glo nie, het 'n hart wat ongelowig is. En daai ongelowige hart kom ook en verhoed dat mense tot bekering kom. Dit kan veroorsaak dat hulle vir ewig ook verlore bly, soos ons sien in Hebreërs 3 vers 19. En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Deur ongeloof kon hulle nie die ewige lewe ingaan nie. Vir hoeveel mense, hoeveel van ons is die opstanding 'n feesverhaal wat ons nie wil glo nie. Die Bybel sê vir ons dat mense wat glo gered sal word in Handelinge 16 vers 31. Maar ook Romeine 10 vers 9 wat sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. En mense kom en hulle maak hulle ongeloof bekend. En dit verhoed dat hulle tot bekering kan kom, dat hulle gered kan word en die ewige lewe kan ingaan. Maar wat glo die mense? Dit is wat elkeen vanmôre vir homself moet vra. Wat glo ek? Glo die mense dat Jesus vir hom waarlik kom sterf het? Of glo die mens dat hy net hemel toe gaan? Glo die mens dat daar 'n lewe na die dood is? Of glo die mens in verskillende goed wat aan hulle vertel word? Elkeen van ons moet dit vanmôre vir onsself ook kom vra. Want mense daar buite moet dit ook vir hulself vra. Maar volgende sien ons dat Petrus na die graf toe gehardloop het. En daar by die leë graf het hy 'n hart vol verwondering en geloof gekry. Lukas 24 vers 12 kom sê, maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop. En toe hy neerbuig, sien hy die doeke alleen lê. En hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het.
Maar Johannes 20 vers 8 kom sê ook, daar het ook die ander disipel wat eers by die graf gekom het, ingegaan en hy het gesien en geglo. Toe die vroue aan die disipels kon vertel het van dit wat hulle gesien en beleef het daar by die graf, het Petrus opgespring en na die graf toe gehardloop. Iets in sy hart het gemaak dat hy tot aksie oorgegaan het, dat hy dit vir homself wou gesien het. En sekerlik was dit dat hy al besef het dat die Here nog hoeveel keer vir hulle gesê het dat hy nog 3 dae sal opstaan. Baie van die disipels het dalk daarvan vergeet, maar Petrus het dit onthou. En uit sy ondervinding wat hy ook al opgedoen het iets vir hom gesê dat daar 'n waarheid in die vroue se woorde lê. En hy het opgespring gegaan om vir homself te sien of dit wat die vroue gesê het waar was. En hy het 'n leë graf gesien. En in sy hart was verwondering en geloof. Verwondering is 'n gevoel van verbasing wat 'n mens kry oor iets wat wonderliks wat gebeur het. En so kom getuig dit ook, daai verwondering wat Petrus gehad het, oor ook 'n wonderlike gebeurtenis wat plaasgevind het toe Jesus uit die graf uit opgestaan het. Petrus was verwonderd oor hierdie wonderlike gebeurtenis. Johannes 20 vers 8 sê dat Petrus ook begin glo het dat Jesus waarlik opgestaan het. Die disipels het sekerlik gewonder of die liggaam van die Here Jesus nie dalk gesteel was nie. Hulle het gewonder of dit nie dalk die Fariseërs se werk kon gewees het nie. Maar tog het Petrus geglo dat Jesus waarlik opgestaan het. En hoeveel mense kan vanmôre sê dat hulle waarlik glo dat Jesus uit die graf uit opgestaan het? Kan elkeen van ons vanmôre sê dat ons waarlik glo dat die Here Jesus uit die graf uit opgestaan het? Wanneer 'n ongeredde, sowel as 'n geredde persoon die nuus hoor van Jesus se kruisiging en opstanding, dan kan een van 2 dinge gebeur. 'n Ongeredde sal, soos wat ons in die voorpunt gesien het, sê dat dit net 'n feesverhaal is, maar 'n geredde persoon sal glo dat hy waarlik opgestaan het. En so moet dit vanmôre ook met ons wees. Wanneer ons gesê word dat die Here Jesus opgestaan het, behoort ons 'n hart te hê van geloof, van verwondering. Ons behoort te glo in dit wat ons vertel word oor die Here Jesus Christus. Wanneer ons waarlik gered is, dan sal ons hart gevul word met verwondering oor die evangelie. Gevul word met die geloof in die evangelie. Elke Christen behoort 'n hart vol verwondering te hê. Hoeveel keer sit 'n mens en verwonder hulle aan die item wat hulle dalk gekry het? Hoeveel keer 'n ouma en 'n oupa, wanneer 'n kind gebore word, dan verwonder hulle self van daai kind wat gebore is. Wanneer 'n kind 'n prestasie behaal, is die ouers, asook die grootouers, in verwondering oor hierdie prestasie wat behaal is. En is ons vanmôre ook in verwondering oor hierdie evangelie wat ons het. Is ons vanmôre in verwondering oor dit wat die Here Jesus vir elkeen van ons kom doen het. Die Bybel gee vir ons soveel gebeurtenisse, soveel
wonderwerke wat die Here kom doen het in mense se lewens. En is ons vanmôre in verwondering oor daai gebeurtenisse, daai wonderwerke van die Here Jesus Christus. Na Paulus se redding was mense verbaas gewees oor die omdraai wat in sy lewe plaasgevind het. Mense was in verwondering oor daai omdraai wat in sy lewe plaasgevind het. En wil ek vanmôre ook vir u kom vra, is u vanmôre ook in verwondering oor wat die Here in u lewe kom doen het, as die Here u al waarlik kom red het? Het u 'n hart vol verwondering en geloof in die Here? Maar volgende, dan kom ons ook by 'n hart vol getuienis. Wanneer 'n hart vol verwondering is, dan kan dit oorgaan na 'n hart van getuienis. Lukas 24 vers 10 sê, en dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vroue saam met hulle, as dit aan die disippels vertel het. Hierdie vroue wat by die graf was, het gaan getuig teenoor die disippels. Hulle harte was gevul met 'n getuienis wat hulle oorgebring het na die disippels toe. Markus 16 vers 7 kom sê, maar van sê vir sy disippels en vir Petrus dat hy voor julle uitvaar na Galilea. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Die engele het aan die vroue daar by die graf kom sê dat hulle aan die disippels moet gaan getuig van dit wat gebeur het. Dit kon 'n opdrag gewees het, maar as die vrouens se harte nie ook oorgeloop het van getuienis nie, dan sou hulle dit nie aan die disippels kon gaan sê het nie. Jesus het vir Maria gesê om daar waar hy homself bekend maak het aan Maria in Johannes 16, Johannes 20 vers 16 en 17. Dat sy aan die disippels moes gaan vertel het wat gebeur het. Maar as haar hart nie brandend van getuienis was nie, dan sou sy nie daai opdrag kon gevolg het nie. Wanneer 'n mens 'n opdrag gegee word, dan het 'n mens 'n keuse om dit of te doen of nie te doen nie. Maar mense hart moet brandend wees om daai opdrag ook te gaan uitvoer. Wanneer iemand ook tot bekering kom, dan is sy hart ook brandend met 'n getuienis. Ek vat die meisie wat tot bekering gekom het tydens die VBS. Sy het gegaan en aan mense vertel wat die Here in haar lewe kom doen het. As ek van my getuienis ook kan gee, die dag wat ek tot bekering gekom het, was daar 'n onrustigheid in my. Ek het nie geweet waar die onrustigheid vandaan gekom het nie, maar ek kon daai aand aan my ma vertel het dat ek tot bekering gekom het. En daai onrustigheid het weggegaan. En hoe meer ek aan mense vertel het wat die Here in my lewe kom doen het, hoe sterker het my geloof ook geword, hoe meer brandend het my hart geword. Wanneer 'n babatjie tot gebore word, dan begin hy skree. Wanneer hy gebore word en hy skree, dan is dit getuienis wat hy ook nog uitdra, dat daar 'n nuwe lewe is. En so wanneer elkeen van ons ook vanmôre getuig, dan is dit 'n skree van nuwe lewe. Dit is ons wat aan die wêreld vertel van hierdie lewe wat in ons is. En dit wat die Here aan ons kom doen het. En ons wil hierdie getuienis ook aan mense daar buite behoort te versprei.
Wat is meer wonderlik as om aan mense daar buite ons getuienis te deel? Om die evangelie van die Here aan mense daar buite te gaan verkondig. Elke Christen het 'n verantwoordelikheid teenoor die Here Jesus Christus. Elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid om te gaan getuig daar buite in die wêreld van dit wat die Here vir ons kom doen het. Handelinge 3 vers 11 sê, want soos jy aanhoudend my in Jerusalem kragtig getuig het, so moet jy in Rome ook getuig. Die Here Jesus Christus het aan Paulus 'n opdrag kom gee, om selfs daar in Rome te gaan getuig van sy redding, om die evangelie in Rome te gaan getuig, om te gaan vertel. En so behoort elkeen van ons, ook daar waar ons ook kom, by ons werksplek, daar in die winkel waar ons kom, om te gaan getuig van dit wat die Here aan ons gedoen het. By familiebyeenkomste behoort ons ook te getuig van die redding wat in ons lewe plaasgevind het. Hoeveel keer gee die Bybel nie 'n opdrag aan ons om te gaan ons die evangelie aan die mense te gaan getuig nie. Markus 16 wat ook praat van Markus 15 wat praat van gaan uit en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Gaan ons uit en verkondig daai evangelie aan die mense daar buite. Is ons gehoorsaam aan die opdrag wat die Here Jesus Christus vir ons gegee het? Het ons hierdie hart van 'n getuienis? 'n persoon wat gered is, kan die wêreld vertel van hierdie evangelie. Dit is 'n verantwoordelikheid wat 'n geredde persoon het. Maar kom ons daai verantwoordelikheid na. Elke Christen het 'n dryfkrag in sy hart om daai evangelie te gaan verkondig. Elkeen van ons behoort daai dryfkrag te hê om die evangelie aan die mense daar buite te verkondig. En wanneer ons nie daai dryfkrag in ons hart voel nie, dan moet ons tog ook ondersoek van instel. Het ons nog 'n hart vol geloof? En het ons nog 'n hart van getuienis? Het ons die hart wat ons behoort te hê om aan die mense daar buite die evangelie te verkondig? 1 Johannes 1 sê, kom Johannes en sê, disipel van Jesus, dat hy getuie is van die dinge wat elke ware Christen behoort ook te getuig. 1 Johannes 4 vers 14 sê, en ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Ons behoort te getuig aan die mense daar buite dat Jesus waarlik vir hulle sondes kom sterf het. Ons behoort aan die mense daar buite te getuig van dit wat die Here in ons lewe gedoen het, en dat hy dit ook in elkeen van hulle harte wil doen. Elkeen van ons behoort daai getuienis in ons hart te hê. Behoort ook daai dryfkrag te hê om daai getuienis te gaan uitleef. As ons maar kyk, dan sien ons dat ons een van 3 harte kan hê. 'n ongelowige hart, 'n hart vol getuienis of 'n hart vol verwondering en geloof. En ons elkeen behoort ook vir onsself te vra vanmôre of ons daai hart het, wat se hart ons het, en ook of ons getrou is as ons die hart van getuienis het.
En wil ek ook vanmôre vir u kom vra, het u 'n hart wat dalk nog ongelowig is? Het u 'n hart wat vol verwondering is en geloof oor die evangelie? Of het u dalk 'n hart wat 'n getuienis het van die redding wat die Here Jesus kom doen het? Wat 'n hart u ook al het vanmôre, behoort om u bekend te wees. En wil ek vanmôre vir u kom vra, dat as u nog 'n ongelowige hart het, dat u tog na die Here sal kom en dit sal regmaak met die Here. Dat u van 'n ongelowige hart na 'n gelowige hart sal gaan. As u dalk net 'n hart vol verwondering en van geloof het, dat u vanmôre na die Here toe sal gaan en sal vra vir die Here om ook u hart in 'n hart van getuienis te kom verander. Dat u die getuienis wat in u lewe is, ook daar buite in die wêreld sal gaan getuig, die evangelie van die mense wat buite ook sal verkondig. Amen.